Geliefdes, dit is Woensdagoggend die 8ste April en lekker om jou weer eens vanoggend te groet in die mooi naam van ons Here Jesus. Vanoggend konsentreer ons so 'n bietjie op genesing van hartseer, maar die verskillende fases waardeur ons gaan as mense wanneer ons verlies beleef en op die einde van die dag deur hartseer gekonfronteer word. Mense is verbaas as die hartseer gevoel skielik oorslaan in woede en aggressie, of selfs in moedeloosheid of selfs depressie. En tog is dit heeltemal normaal. Die verwerking en genesing van hartseer is 'n proses waarin 'n mens deur verskillende fases gaan. Jy beleef verskillende emosies afhangende van die fase waarin jy verkeer. Kom ons kyk na die eerste fase. Wanneer die verlies tot jou begin deurdring, beleef jy emosies soos skok, opstand, aggressie en depressie. En hierdie gevoelens vervaag wanneer jy deur die volgende fase begin beweeg. Jy beweeg ook dan daarna deur die fase van verwardheid. Jy vra baie vrae en beleef gevoelens van vermoeidheid, angs en skuld, verbuistering en gelatenheid. Hoop en wanhoop wissel mekaar af. Daarna beweeg jy in die soekende fase in, wanneer jy na sin en betekenis in jou verlies soek. Dan beleef jy ook baie opstand, aggressie en depressie. En daarna volg die vormingsfase, wanneer jy weer aan die toekoms begin dink en begin beplan. Jy begin heimwee en verlange beleef. En dan in die laaste fase is jy in die ordeningsfase. Dit beteken jy begin weer beheer kry oor jou emosies en gevoelens. En daar vind by jou 'n stukkie aanvaarding en berusting plaas. Jy kyk die werklikheid in die oë en gaan dan aan met die lewe. Broers en susters, wat 'n wonderlike wete dat God jou geskape het om ook deur fases van verlies te beweeg in 'n skepingsbloudruk wat vir jou genesing inhou. Is ons God nie groot nie? Hoe wonderlik dat daar fases is waardeur 'n mens kan beweeg en dan die wonder daarvan dat as jy by die Here gaan hulp soek en vir hom vra om jou hand vas te hou, dan sit jy nie vas in 'n fase nie. Dan val jy nie vas in 'n fase waaruit jy net nie kan kom nie. Maar wanneer die Here jou hand vat en jou optel en daar eenry spore in die sand ontstaan omdat hy jou dra, is dit so dat jy deur hierdie fases saam met die Heilige Gees kan beweeg en daar vir jou troosting en ook berusting en 'n nuwe perspektief en seisoen aanbreek. Wat 'n wonderlike wete dat God ook hierdie fases in jou lewe gebruik en aanwend. En mag ons in hierdie fase waarin jy jou bepaalde verlies ervaar en beleef, telkens die Here die eer gee dat hy jou weer eens vorentoe laat beweeg. Weer eens nog 'n tree laat gee in 'n wêreld vol hartseer. En mag ons dan begrip toon vir hulle wat in bepaalde fases is en daarin vassteek en selfs besluit neem om nie daaruit te wil beweeg nie. Geliefdes in ons Here Jesus, mag ons hulle dan spreekwoordelik aan die hand vat en soos die Here ons lei en rig, hulle ook lei en rig en help vertroos. Hoe kosbaar is dit nie om te weet dat medegelowiges mekaar in hartseer so kan naby wees nie. Mag jy as gelowige 'n ander se hand neem
en self ook hul trane help afvee. Ek bid dit vir jou in Jesus se naam, ons Here. Amen.